Hallelujah. Is it good to be here? Is it nice to be here? Amen. Kom ons sê die oors breaking hoofde. Ek probeer my asem kry. Amen. Vader, dankie vir 'n lieflike eindjie. Ons kom bid vanaand in Jesus naam. Vir die woord van die Here wat voorgehou is, wat die profeet skryf, hy sê, "For thou hast given me the ear of the learned and the mouth of the learned to speak a word in season to them that are weary." Tonight we pray in the name of Jesus, Father, that you minister a word through me in season to those that are weary, in the name of Jesus, so that after this, the people begin to soar up like wings of eagles, soar up with wings of eagles, and shine in the name of Jesus. For the word of the Lord says in Hebrews 4:12 that the word of God is quick, powerful, sharper than any two-edged sword, piercing through the dividing asunder of joint and marrow, soul and spirit. It is a discerner of the thoughts and the intents of the hearts of men. The word of God says that nothing is hidden before the sight of this word. And we pray in the name of Jesus that the word of God will go out in might, that the word of God will go out in power, in the mighty name of Jesus. That as the word of God proceeds out of my mouth, that this word will bring healing to someone's infirmity, healing to someone's broken body, and deliverance to them that are bound, in the mighty name of Jesus. The word of the Lord says that that word that proceeds out of your mouth will not return unto you void, but it will accomplish that for which you send it for. In the name of Jesus we pray, Father, may the purpose of the word be reached tonight, in the name of Jesus. Father, we'd like to address now under this heavenly atmosphere each and every demon, for Jesus said that some of these seed that are sown, the fowls of the air came and they took the seed, and those fowls are demonic forces. And in the name of Jesus, I'm standing upon the shoulders, I'm standing upon the authority of every apostle, every prophet in this house, and I'd like to rebuke the devourer. I'd like to rebuke in the name of Jesus every fowl that the enemy have sent to come and steal the word of God out of the people's hearts. And I decree and I declare that God's word will fall into their hearts and grow up into a mighty tree. In the name of Jesus, though it be a mustard seed, then it will grow in their hearts as a mighty tree. In the mighty name of Jesus. Al die gelowiges maak hulle monde oop en gee die Here 'n oorwinningsprys. Amen. Nou ons gaan nie lang wees nie. Ek wil eintlik nie so sê nie. As 'n mannetjie op TikTok sê, wie is 'n prediker eers? Ek wil nie lang wees nie. Dan begin weer, halleluja. Die Here moet my vanaand genadig wees. Amen. Pastor Emilio kom gister die preek dak af. En hier kom die ander manne van die Here. Apostel van hy een helfte van die teen, hy preek hom sommer weg. En dan kom hy baie van hy gaan hy vat hom sommer weg. En prof kom kroon het. Prof laat die ander helfte. Ek het nog 'n bietjie hoop gehad van hy laaste bietjie. Daar staan prof om dit iemand langs hy sê, daar's niks. Daar's niks, amen. Amen. Ek is sommer reminded aan 'n storie van 'n ander man van die Here. Die manne van die Here smaak ook so die bishop hulle. En die arme man van God kom, al wat hy kon sê hy aan was die eagle. Amen. Hy staan op en sê die eagle. Niks kom toe uit. Dit iemand langs sê die eagle. Die Here moet ons saam met die eagle wees vandaan. Halleluja. Is dit goed om hier te wees, die barres? Is dit goed om hier te wees? Amen. As u die Bybel saamgebring het terwyl ek groet Judges 6, Rigters 6. Ons gaan preek uit Rigters 6 uit vanaand. Ek wil groet vanaand ons geëerde man van die Here. Jy weet, daar's so baie luminaries, so baie territorial commandos in die huis vanaand. Amen. Ek wil ons apostel groet, jy weet. Eendag stap ek daar in Richie. Ek stap aan Richie en ek vra toe die Here, Deda, hoekom vat u ons nie net? Ek is so frustrated, man. Amen. Want ek sien mos op die struggle van minister. En ek sien hoe dat my ouers hulle insit en al die tipe goedjies gebeur, die teenkant, die wat, die wie, die wat. Amen. Weet jy, dis hoekom ek sal nooit 'n pastoor se kind judge wat rook of drink of net 'n deur mekaar lewe is hard. Halleluja. En die Here antwoord my uit die boom uit. Die Here antwoord my die boom uit en die Here sê vir my, ek kan nie vir my die plek vat because he's a restraining force. He's a restraining force. Amen. Ek kan toe nog nie dit verstaan en ek gaan toe hy so by die huis kom lees ek hy gedeelte wat die woord van die Here sê. Hy sê Elia sê vir Elisa, jy kan net die double portion kry as jy my sien. As jy my sien. Amen. Hoe bedoel Elia
as jy my sien, ek staan dan voor om ek kan hom aan sien. Maar die profeet sê vir Elisa, if you want the double portion, you must be able to see me. Amen. And the Bible says in the chariot, and the horses and the chariots came with fire, and the whirlwind came and took the prophet. Weet jy wat sê die Bybel? Die Bybel sê, toe sien Elisa vir Elia, soos jy hom moet sien. Waarom sing hy hom? Die Bybel sê toe noem hy sê, my father. He said, the chariots of Israel and the horsemen thereof. Hallelujah. Weet jy wat verredelijk die Holy Ghost met die Holy Ghost verredelijk my? Hy sê die protective system van Israel was nie in die armies of Israel, soos ons dink. Die protective system van Israel was nie in die polisie mag of die army mag wat hulle het. Die protective system van Israel was in die mantel wat die man van die Here dra. Halleluja. Halleluja. Dis hoekom ons moet versigtig wees hoe ons manne van die Here hanteer, because every man of God is a restraining force in the territory. Halleluja. Halleluja. As u 'n profet Ndlovu in die huis sien, as u 'n apostel Mokali in 'n plek sien, 'n bishop Mokwang, 'n pastor Milio, wat die manne is they are restraining forces for the enemy. Tot iemand langs en sê, as jy by die polisie nie, as by die mantel van die man van God. Soveel erge dinge kon gebeur het in Rodepan, maar omdat daar 'n mantel is, omdat daar 'n mantel, 'n man van die Here is daar seker goed wat gedisallow word. Halleluja. Kyk vir Paulus, die Bybel sê Paulus gaan Damaskus toe. Hy wil die Christene daar ook gaan doodmaak en tronk toe smyt, soos hy dit oral doen. Maar die woord van die Here sê, in Damaskus was daar 'n territorial commander. In Damaskus was daar 'n man van die Here met die naam van Ananias. En elke aand as die gelowiges was daar Ananias op, dan spreek Ananias sekere oracles, sekere mysteries, en hy release het in die atmosfeer. En Ananias sê die Here, niemand wat Christene doodmaak, enige mens wat Christene doodmaak, hy is 'n land in my territory. Dis hoekom sê die woord dat toe Paulus sy voet in Damaskus sit, toe staan die krag van God om af van sy perd af. Because within Damascus there was a man of God. Within Damascus there was a mentor. Hallelujah. Oh, kan jy hande by mekaar sit vir elke man en elke vrou van die Here in die plek. Amen. Ons moet nie die manne en vroue van die Here casual ag, die bars. Hy is my grootste vrees is om te minag. My grootste vrees is om casual die manne van die Here te aanskou. We should never do that. Amen. These people are the restraining forces for the enemy. Hallelujah. En dis wie apostel Mokali is. Kom ons sit ons hande by mekaar vir apostel. Hy is 'n staatsvader van Rodepan. Amen. Halleluja. Mag die Here van apostel seën en meer jare byvoeg om ons verder te leer en verder te vat. Amen. Ons dank die Here vir die ou man. En dan wil ek ook groet elke ander man en vrou van die Here in die huis. Amen. My pa apostel Mokwang is ook in die huis. Halleluja. Die Here stuur vir ons 2014, 2016 stuur die Here vir ons vir evangelist Jet. Net om ons 'n bietjie die brand te kom steek. Amen. Ons was 'n bietjie treurig en die Here stuur vir Boetie Jet. Toe Boetie Jet kom, toe bring hy 'n ding en hy sê, baby, jy, ons like die styl van die man. Amen. En Boetie Jet kom steek ons toe in die brand. Halleluja. Ons dank die Here. Kan iemand sê baby? Dankie Boetie Jet, my groot boet dat die Here seën hom. Amen. Terselfdertyd wil ek 'n man van die Here groet en wie se grace ek ewens dan. My pa kom eendag en ek is so hopeloos. Hy kom eendag en hy vertel ek met die testimony van Pastor Milio. Sê, hey, kan jy vir Pastor Milio en met 'n bicycle college toe gery. En daar's die man van die Here. Amen. En hy het my so geraak even tot nou toe. Amen. En toe ek dit hoor, testimony means Lord, do it again. Do it again. En ek vat toe die testimony. Vandag is ek self onderwyser. Kom ons gee vir Pastor Milio. Halleluja. Die man van die Here. Amen. En die dag afgepreek gister, ek is so 'n bietjie kwaad vir hom, amen. Halleluja. Dan wil ek ook groet ons pastor Eldien en sy eggenoot, en dan wil ek ook groet ons superster van die Noordkap, ons pastor Christel, amen. Hoe sê Patricia de Lille, jou ster, nog nie geval nie, amen. Halleluja. Dan wil ek ook groet aan die agterkant ons suster Dioniek. Is dit suster Niekie daar wat ek sien? Mag die Here vir suster Niekie seën, amen. Suster Toby en die Here seën die Messasa.
Die Here seën die, halleluja. Ons geëerde profet loof hoe die Here seën die. Man van, hey, moet die Jimmy, die Here seën my hoof. Al die ander manne en vroue van die Here, nee, ons moet die Elo, hey, dankie hoof, man, ek nou nie daar nog op TikTok. Daar is so'n klein mannetjie wat so lekker dreig. Ek word so geraak deur die ding en ek luister het sommer toe heeltyd daar so. Mag die Here die manne en vroue van die Here seën. Amen. Nou, ek is mos aan Posman, ek werk aan Posman, die ding daar by die AGS. So een van my raadsleiers is hier so, ons Bishop Dino. Amen. Ons groot man van die Here. Ek het nou net vir hulle gesê daar aan Posman. Nee, toe sê ek vir die dieper as aan Posman. Ek worry nie van, wat is die ouse naam nou weer, glip sy naam nou uit my gedagte uit. Hy het ook soke lekker baardjes moet die Dino. Amen. En ek sê toe vir hulle, worry nie oor hy man nie, so dis 'n eie ene hier so. Praise die naam van die Here. Kom ons gee vir die Dino aan, net klap. As my leier. Amen. Snyk in the eagle shadow. Dankie hoor. Ons moet die Justin, al die manne van die Here, die Levite, dis samen met die worship team. Amen. Kijk hoe mooi jou UL op die stage. Die Here moet vir UL help. Halleluja. Dit iemand langs en sê, hou jou op Here, was stout. Amen. Ek speel net my boete, ek is weer in trouble daar so. En al die lieflike jong mense wat hier is, gee jyself aan 'n klap, nommer 1, omdat die mooi is. En nommer 2, omdat jy op die regte plek en op die regte tyd is. Amen. Hy kon vanavond by Queens was, hy kon vanavond by Black Diamonds was. Maar kyk hoe awesome jy is in die huis van die Here vanavond. Is dit nie oulikie? Halleluja. Kan ons maar nou die woord van die Here gaan. As daar enige ander man of vrou van die Here is wat ek nie gegroet nie, ek vra verskoning. Amen. Is koud en bewe. En die mense wil ook huis toe gaan, so moet klaar maak. Halleluja. Judges 6 verse 11. If you brought your Bible, die woord van die Here sê is die kinders van die Here was gebeset. Die kinders van Israel was gebeset deur die Midianiete. Die Midianiete het gekom in 'n laar rondom Israel kom trek. En Israel was onder die mag van die Midianiete. Verse 11. And there came an angel of the Lord and said unto oak which was in Ophrah, that pertained unto Joash. Ek gaan sommer toe aan toe gaan. And the angel of the Lord appeared unto him, unto Gideon, and said unto him, the Lord is with thee, thou mighty man of valor. En Gideon sê unto him, die Bybel sê toe klaar Gideon nou. Ja, maar waar is die ander signs and wonders wat die Here in die verlede gedoen het? En hy klaar, vers 14 kom die Here weer. Hy sê, and the Lord looked upon him and said, go in this thy might. Klik gou iemand langs en hy sê, go in this thy might. Sê, gaan in jou eie krag. Gaan in jou eie krag. Hy sê, and thou shalt save Israel from the hand of the Midianites. Have not I sent thee? Verse 15. And he said unto him, O my Lord, wherewith shall I save Israel? Behold, dan maak jy weer tweede verskoning. My family is poor in Manasseh, and I am the least in my father's house. 16. And the Lord said unto him, surely I will be with thee, and thou shalt smite the Midianites as one man. Dit weer iemand langs en hy sê, go in this thy might. Sê, go in this thy might. Sê, gaan in jou eie krag. En gaan in jou eie sterkte, amen. Dan wil ek net die aansluit, vers 18, Judges 7 verse 18, Rigter 7, 18, hy sê, when I blow with the trumpet, as Gideon wat praat, I and all that are with me, then blow ye your trumpets also, on every side of all the camp, and say, the sword of the Lord, en of Gideon, die thema van vanavond is die sword van Gideon, die sword van die Here, en die swaard van Gideon. Dit iemand langs en hy sê, die swaard van die Here, en die swaard van Gideon. Die swaard van die Here, en die swaard van Gideon. There's the theme of tonight, amen. The sword of the Lord, and the sword of Gideon, amen. Ons gaan vanavond so'n bietjie praat oor feit. Ons gaan vanavond bietjie praat oor geloof. Voor ek terugkom Gideon toe, as ek nou moet praat oor geloof, how to cause your faith to function? Galatians 5:6 sê, faith works by love, faith which works by love. Kan iemand sê geloof? Werk deur liefde. Geloof werk deur liefde. Ek het dit nog opgetel, met experience nou en met daar. Amen. Toe sê ek dat, 'n mens se faith word net geactivate, wanneer jy weet die Here is lief vir jou. Dis wat die Bybel sê in Galatians 5:6. Faith is activated when you know that God loves you. Bible says faith which works by love. Faith which works by love. Amen?
En dan wil ek 2 scenario's vat. Die eerste scenario wat ek vanaand wil vat is die lewe van Petrus. Kan iemand sê Petrus? Kan iemand sê Petrus? Hy is die eerste scenario, Petrus. Wie was Petrus? Petrus was die man wat baie lief was vir die Here. Ons kan dit sien in die teks, ons kan dit sien oral in die woord. Dat Petrus was 'n man wat Jesus lief was. Amen. Hy was baie lief vir die Here. Toe Sasha en na die woord van die Here sê, toe die manne in die tuin van Getsemane kom om vir Jesus te kom vat sodat hulle hom gaan kruisig. Die Bybel sê Petrus uit sy liefde vir die Here uit ruk toe 'n swaard uit en hy slaan daai man se oor af. Because Peter was a man who loved the Lord. Amen. Amen. Die Bybel sê die Here moes glad so Petrus skel en sê, "Nee man, wat vang jy aan?" Vat die Here die ou se oor en die Here sit sy oor terug. Amen. Amen. Kan iemand sê faith which works by love? Sê faith which works by love. Eendag kom Jesus in Mattheus 26, hoor wat sê vers 31. Then Jesus said unto them, all ye shall be offended because of me this night. For it is written, I will smite the shepherd and the sheep of the flock shall be scattered. But after I am risen again, I will go before you into Galilee. 33, hoor wat sê Petrus in vers 33. Hy sê, Peter answered and said unto him, though these men be offended in thee, and though they forsake you, yet will not I. Amen. He said, I will never be offended because of you. Because Peter was a man who loved Jesus. Dat iemand aan sê Petrus was hom lief. Sê Petrus was hom lief. Petrus was lief vir die Here. Petrus was lief vir die Here. Eendag het Jesus 'n profesie oor hoe hy kom sterf, hoe hy kruis toe gaan en hoe hy gaan doodkom word. En die woord van die Here sê en Petrus staan op en Petrus rebuke for Jesus. Because Peter was a man who loved the Lord. Amen. En toe hy die Here rebuke, hy skryf wat apostel nou genoem, die Bybel sê toe sê die Here vir hom, get thee behind me, Satan. Gaan agter my, Satan, gaan agter my weg, want jy ken nie die wil van die Here. Amen. Because Peter was a man who loved Jesus, a man who loved the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Wat het dan toe gebeur toe Jesus kom vat word? Toe die Jesus kom vat word, diezelfde Petrus wat vir Jesus so lief oor was, diezelfde Petrus wat hoek en draai geconfess het, hy was conscious van sy liefde wat hy vir die Here gehad het. Diezelfde Petrus, die woord van die Here sê, toe kom verloon hy die Here 3 keer. Peter was a man who loved Jesus, and yet he denied the Lord 3 times. Diezelfde Petrus, toe Jesus kom vat word en hy word gaan kruisig, toe hulle weggehaal, toe die Bybel sê, behold, all men forsook him, toe is hulle allemaal weg, including Peter. Toe Sasha en Esther, toe die Here weer kom, toe sê die Here, gaan sê my disciples, en vir Petrus. Hallelujah. Peter was a man who loved Jesus. Maar toe hulle die Here kom vat, diezelfde Petrus, toe flop hy, en toe fail hy. Toe Sasha en Esther na die woord van die Here sê, toe die Jesus nou weg is, toe die Jesus nou weg is, toe hy nou weg is, en sy ander werke doen, die woord van die Here sê, toe sê Petrus die man, guys, let's go a fishing. Go a fishing daar beteken, let's retire from the ministry and go back to our old form of life. En toe gaan hulle, because Peter was a man who loved Jesus. As Paulus praat in Galatians 5:6, hy sê, faith which works by love. Die Amplified sê, faith which works by God's love. Hallelujah. So ons kan clearly sien die was, dat as jy wil hê jou geloof moet effectief wees, die posisie wat jy moet vat, moet nie die posisie van 'n Petrus wees nie. Because Peter was a man who boasted of his love for Jesus, and yet he failed the Lord, and he denied the Lord thrice. Dit is belangrik, en vra wie se example gaan ons aan follow? Vra wie se example gaan ons follow, neighbor? Sakra Tokostala Vragides. Kom, ons gaan na die tweede man toe. Ons gaan na die tweede man toe. John 13 vers 23. John 13:23. Petrus was 'n man wat conscious was van sy liefde vir Jesus. Nie Johannes nie. Johannes was iets anders. John was a man who was conscious of Jesus' love for him. Hallelujah. Hallelujah. Hoor wat sê die Bybel in John 13:23. Hy sê, now there was leaning on Jesus' bosom one of his disciples whom Jesus loved. Hallelujah. Hallelujah.
Ons gaan nou preek, ons bou hom gou. Dit iemand anders sê, ons moet hom weer bou. En was die milie oor, dan ons nou. So ons moet hom weer. Amen. So Peter was conscious of his love for Jesus, but John was conscious of Jesus' love for him. En die Bijbel sê, John loved Jesus so much, dat elke tyd as hy gesit word, Johannes wil dat net in die Here lê. Hy was die Here se ladlangertjie. Hy het nog altyd met sy kop teen die Here se bors gelê, because dit was who John was. Amen. Weet jy hoe weet ek Johannes was conscious vir die Here se liefde vir hom? Nergens in die skrifte vind jy die gedeelte wat jy hier vind in die Bybel nie. Die Bybel sê, the disciple whom Jesus loved. As jy gaan kyk waar is dit opgeteken, dan is jy opgeteken in Mattheus, Lukas, dan is jy opgeteken in Markus, weet jy wat, is net opgeteken in Johannes. Amen. Wie was die skrywer van die boeke van Johannes? Diezelfde Johannes. Hy het het geskryf. John was a man who was conscious of the love that Jesus had for him, and that activated his faith. Come on. Come on. Ek gaan iewers met die ding. Halleluja. Ek gaan iewers met die ding. The position that we should take as children of God should never be the position of Peter. It should be the position of a John. Halleluja. Johannes was so lief. Johannes was so conscious van die liefde wat Jesus van hom gehad het, dat die woord van die Here sê, toe al die manne van Jesus forsake, toe al die manne weg is, toe almal die Here verloon, al die groot praters, al die kwaai manne, toe staan Johannes by die voet van die kruis. En die Johannes is saam met Jesus. En die Bybel sê, die Here vertrou vir Johannes met sy ma. Hy kyk aan my sê vir Johannes, seun, daar is jou moeder. Moeder, daar is jou seun. En die woord van die Here sê, vir 46 jaar gaan sit Johannes saam met Maria. En terwyl Johannes met Maria sit, skryf die ander man hulle se boeke. Lukas kom uit en skryf. Mattheus kom uit en skryf. Markus kom uit en skryf. En die manne praat van Jesus se lewe. Die manne praat van die miracles. Die manne praat van al die dinge. Maar toe Johannes uitkom, die man wat Jesus so lief was, weet jy toe waar begin Johannes? Toe begin Johannes by die begin. Halleluja. Want toe Johannes by Maria sit, toe verduidelik Maria van Johannes die eerste voetstappe van Jesus. Toe verduidelik Maria van Johannes die begin van Jesus. En hy verduidelik van Johannes, in die begin was het die woord. Jy het nie met 'n man geslap, halleluja, die begin. Toe God sy woord gespreek en die woord was 'n sak wat in my geplant was. En toe die woord in my groei, toe kwam die woord uit. En die woord het mens en vlees kom word. En ander ons kom word. Dit iemand langs aan die. Sê, hou op worry oor jou liefde vir die Here. Sê, worry oor sy liefde vir jou. As jy hele dag gaan worry oor jou liefde vir die Here, jy gaan fail, jy gaan flop. But if you become conscious of the love that He has for you, you will never fail. If you become conscious of the love of Jesus, you become like the Apostle Paul. Die Bybel sê, Paulus was so conscious van sy liefde, dat hy vraag, wat sal my skei van die liefde van Jesus? Hy sê, I am persuaded that neither death, nor life, nor height, nor width, what shall separate? Said nothing shall be able to separate me from the love of God which is in Christ. Dat iemand langs en die sê, stop focusing on His love for you. Amen. Kom ons sê, halleluja. Ons gaan nou praat oor Gideon en geloof. Geloof kan net lekker werk as jy weet die Here is lief vir jy. Dit iemand as jy sê die Here is jou lief, my broer. Sê die Here is jou lief. God loves you. Amen. God loves you. Hallelujah. Paulus kom in Corinthians en noem die, hy sê, for the foolishness of God is wiser than men. And the weakness of God is stronger than men. En die Holy Ghost gee my een dat in die Here teach my die ding. What is the weakness of God? What is the foolishness of God? Hallelujah. En die Here laat study my die ding. En toe sien ek, want hy noem wat hy sê, for the Jews require a sign. And the Greeks after wisdom. Hy sê, but we preach Christ and Him crucified. Hallelujah. Wat Paulus hier verduidelik is, hy verduidelik 'n dispensation. Hulle gelewe in die Greek dispensation. Nou die Greeks as ouens wat geken word vir hulle se knowledge, vir hulle se science. In fact, Engels is a derivative of Latin. Latin is die taal wat die Grieke praat, die Romeinse mense praat die taal. Dis die Grieke wat geboorte gegee
aan goede soos wiskunde. Pythagoras kom van die Greek system af. Amen. Die Grieke het gekom met die pen en die papier. Die Grieke het gekom met die skrywery van die as die Grieke was slim mense. In feite die Grieke was so slim dat die Bybel sê dat hulle sy eie skool gehad aan die boeke van Handelinge, the school of Tyrannus. En Paulus het eendag gegaan toe redeneer met hulle. These were philosophers. Die Grieke was so dangerous ouens. Magtige manne, gevaarlike manne. Dat een van die ouens in die dispensation toe Jesus kom, een van die ouens wat die wêreld geroel het in hy tyd was Alexander the Great. Alexander the Great, amen. Alexander was geteach deur die tipe manne, gevaarlike manne. Socrates, ouens van maths and science and physics, amen. So toe Paulus kom in die dispensation en hy preek dat Jesus wat op die kruis hang, die Bybel sê it was foolishness to the Greeks. It was too foolish for them. Want die Grieke het gode soos Zeus. Wie Zeus? Zeus was 'n magtige man. Zeus was the god of thunder. Hallelujah. They had a god like Eros. Powerful manne. Die Greeks het gevaarlike gode gehad. So hulle kon nie verstaan as Paulus kom en Paulus praat van 'n god wat aan die kruis hang. It's too foolish for them. It's too foolish for them. It's too foolish for them. Toe kom Paulus en hy preek van Jesus aan die kruis aan die Jode. En die Jode like het nie. Want hoe begin onze God wat 'n rooi see kan opmaak? Hoe begin onze God wat manna uit die hemel uitreën? Swak moet lyk in die oë van die Grieke. And the Bible says Jesus on the cross became a stumbling block to the Jews. Maar as die Jode hulle monde oopmaak, praat die Jode van die miracles, die signs en die wonders van die Ou Testament. En die Grieke wil weet, julle dan so 'n God, jong, hoe is die God van julle op 'n kruis? Ons het vir Zeus, ons het demons, ons het vir Dionys, ons het vir, amen. It was a stumbling block. Dat maar Paulus doen het, hy sê, hy noem het, hy gaan verder met die skrif, hy sê, but we preach Christ crucified. Amen. Hallelujah. Christ crucified on that cross. En die Holy Spirit bedien my, sê, weet jy wat is het sê? My foolishness and my weakness is my love for you. It's my love for you guys. My love for you all. The foolishness and the weakness of God is His love for us. Yes, come on. Ek lag eendag vir so 'n ander broer. Hy sien 'n ander ouetjie word verlief op 'n meisiekind en hy hou nie daarvan nie. En hy vat hom en hy sê vir hom, "Nee, a man in love is a fool." Amen. Hallelujah. God loved us so much that He became a fool in the eyes of the Greeks. He became a weakling in the eyes of the Jews in order to save us. Iemand langs aan die sê, neighbor, die Here is jou lief. Sê die Here is jou lief. Weet jy hoe ver gaan die Here gaan om jou te red? Weet jy hoe diep gaan die Here gaan om jou te red? Because die Here is lief vir jou. Die Bybel sê eendag bring hulle 'n vrou wat 'n hele dag getraap was. Die vrou het geslaap met 'n ander vrou se man. En die Bybel sê die manne bring die arme vroukie na Jesus toe dat Jesus die vrou moet doodmaak en stenig. En hulle bring die vrou, hulle sê vir die vrou, aan die wet van Moses moet sulke gestenig word. En die Bybel sê en Jesus staan, hy skryf op die grond. Weet jy wat op die grond skryf? Toe gebeur Kolossense 2:14. Die Bybel sê Jesus blotted out the handwriting of ordinance that was against us. Hallelujah. Die Bybel sê hy las brief wat teen ons was en die weg het geruim deur 'n vaste naal aan die kruis. So guess what? Paulus kom in Romeine 8:1 en sê there is therefore now no condemnation for them that are in Christ. So elke tyd as iemand jou na die Here toe vat om jou aan te kla, elke tyd as Satan jou na die Here toe vat om jou aan te kla, sodat die Here jou moet stenig, dan wys die Here om Satan, ek het die lasbrief gevat en ek het die lasbrief aan die kruis gehang. Halleluja. Don't even listen in no condemnation. There is no condemnation for them that are in Christ. Daar's geen veroordeling vir hulle wat in Christus is. Halleluja. The love of God will embarrass your enemies and shock the people that know you. Yes, come on. Because according to them, die ding wat jy gedoen het, moet jou downfall veroorsaak het. According to them, die ding wat jy aangevang het, was so lelik, jy moes doodgaan na die ding. Maar toe kom Jehovah Jireh. Toe kom Jehovah Nissi. En hoor hulle roep om Jehovah Erik Apaim, die Here Tjunim. The most nostril one, hallelujah. The merciful God. Elke tyd as jy flop en jy kom na hom toe, al wat hy maak is,
Hy sê net, dan vergewe hy jou. Halleluja! Dink iemand langs en hy sê, dis die God wat ek dien, man. Dink iemand langs en hy sê, die Here is jou lief. So when you know that He loves you, your faith becomes empowered. As jy weet die Here is lief, jou geloof word sterker. Glo my die broers, glo my. Ever since I started to just bask under His love, dinge gebeur in my lewe, miracles, signs, wonders, mooi dingetjies gebeur vir my, because I function and flow with the consciousness that He loves me. Gee iemand langs in die sagte high five, was mos winter, en sê jy, God loves you. Kabra sokota kapahidas. Say neighbor, God loves you. Nou hoekom moes ek die route? Hoekom moes ek die route vat? Ek moes die route vat. See, because some people don't believe that the Lord loves them. Kyk Jesus, apostel, kyk Jesus se gebede, kort gebede. Die miracles wat Jesus geperform het, was nie eens deur lang gebede nie, because Jesus had a consciousness of the love of the Father towards him. Gaan kyk by Lazarus, a 17-second prayer. Gaan lees hy gebed. Gaan lees hy gebed. Die man in die Bybel wat ons celebrate, wat nooit een oorlog verloor het, die 66 oorlog nooit gewen het, was David. Die naam David beteken beloved, God's beloved, because David was conscious of God's love for him. When you become conscious of the fact that the Father loves you, your faith becomes, oh my God, hallelujah. You begin to do great things for God. You begin to do amazing things for God. And that's why ek met die jong mense wil begin. Want die jong mense se lewe was vol flops, vol mistakes. Hulle leer nou nog. And they move with a high level of condemnation. Amen. And that condemnation bring you so af. Jy kan nie eens worship nie. Die oomblik as jy jou arme handjies opsteek om op die Here te aanbid soos die ander, dan kom die Satan en vertel jou, hey, het jy vergeet wat ek hier gemaak het? Het jy vergeet hoe jy met tafel is? Die arme jong mens kan nie die Here sê hoe lief is hy vir God. Hy kan nie in sy hande, because the enemy brings condemnation. Maar Paulus skryf, hy sê, there is therefore no condemnation for them that are in Christ. Dink iemand langs en hy sê, I am still under construction. Die Here werk nog aan my. Ek is die klei in die hand van die pottebakker. God werk nog aan my. Halleluja. Kom ons gaan Gideon toe en geloof. Ons deel met geloof, we gaan aan sy toe. Hebrews 11 is the chapter of faith. This is the wall of faith. Kan iemand sê the wall of faith? The wall of faith. The wall of faith. Dis waarna toe ek wil kom. Amen. How to change your own life. You have the ability to change your own life by faith. Amen. Ons gaan nie sê Hebrews 1. Now faith is the substance of things hoped for, and the evidence of things not seen. Dink iemand aan sê, hy sê faith is substance and faith is evidence. Faith is substance, sorry, and faith is evidence. Hey, moet die ene die video van jou hoor van hy man. Halleluja, die Here wil my genade gee. Praise the Lord. Halleluja. Wat is faith? Faith is substance. Hoe bestaan ze? Kom maar vanuit dit so. Hier is jy in die jungle. Jy sien die spore, groot spore, groot spore. It's evidence. Is evidence. Faith is the substance of things hoped for. Hope in the Greek that as elpis, it means expectation. Faith is the substance. Faith is what gives substance to what you expect from God. Yes, come That on. is what faith is. Come on. Even kom ek maak 'n eksempel. U vertrou die Here vir 'n kar. Vertrou u vertrou die Here vir 'n kar. You expect the car. So the car is what you expect. Amen. Wat gee hy kar 'n substance? Faith. Faith. Overheid dit so. So hier is die groot spore van die leeu. Die groot spore van die leeu. Dis op soek na, die expect 'n leeu. Hier is die spore. Die spore is evidence. Die spore is evidence. Ja. Van die substance. Die substance is die leeu. Daar hoor jy 'n gebrul. Apostel gesê met 'n brul. Ek draai, amen. Daar hoor jy 'n gebrul. Die gebrul en die spore is die evidence van wat jy expect. Jy expect om 'n leeu te sien. Die leeu is die substance. Die brul en die spore is die evidence. Dit iemand aan sê, faith is never process.
Faith is substance. Die Here het eendag bedien die Here met die Here sê vir my die rede waarom jy mismoedig raak, jy fokus op die proses, hoe ek jou daar uit sal bring. Die Here sê ek is nie 'n God wat fokus op die proses nie. Ek fokus op die substance. Dit jou neighbor sê neighbor, focus op die substance. Los die proses. Amen. Hy het klaar in sy woord gesê, I know the plans that I have for you, of an expected end. 'n goeie hoopvolle toekoms. Moenie worry oor die proses nie. Al wat jy moet doen vir so lank is kry die woord en bou substance. Bou substance. Amen. Ek wil iewers na toe gaan toe. Vir my die elders obtain the good report. 3. Hier is waarna ek toe wil kom vir die volgende 10 minute moet die nog appel ek moet klaarmaak my pa, né? Ek gaan nou klaarmaak. 11 vers 3 sê, through faith we understand that the worlds were framed by the word of God. So the things which are seen were not made of things which do appear. Amen. The Bible says through faith we understand that the worlds were framed, made, skillfully handcrafted, designed by the word of God. So that things which appear were not made of that which do appear. Die Bybel sê die onsienlike gee geboorte aan die sienlike. Halleluja. En die Bybel sê hoe die Here God die wêreld gemaak het en die aarde en vir ons as deur sy woord. Yes. God framed this world by his word. Amen. Yes, sir. Amen. Paulus praat hier van 'n proses wat plaasgevind het in Genesis 1. In Genesis 1 hy sê, now the earth was without form and void and darkness was upon the face of the deep. Amen. Dis wat die woord van in the beginning God created the heavens and the earth. How did God create it? Dis hoe hy dit gecreëerd het deur sy woord sê die Bybel. And the earth was without form and void. Darkness was upon the face of the deep. Die Bybel sê nommer 1, and the Spirit of God hovered over the waters. Hovered over the waters. Amen. Amen. Dan iemand sê die swaard van God. En die swaard van Gideon. Sê die swaard van Gideon. En die swaard van God. Amen. This is how God framed the world. This is how God framed the world. Jy sien, die lewe van 'n Nuwe Testament Christen moet nooit 'n lewe van smeking wees nie. Dit moet 'n lewe van commands wees. We never fight for victory. We fight for victory. Hallelujah. Hallelujah. Under the new covenant, we are fellow creators with God. We create with God. Glory. En weet jy gaan jy dit kry? Kom ek sê dit so. Die Bybel sê, hy sê, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Nee? So that you, sê die Bybel, may prove what is the good, acceptable and perfect will of God. Weet jy onder die Nuwe Testament, ons bid nie net weer vir die wil van die Here. Vader, laat U wil geskied. Dit was 'n Old Testament prayer. Die Old Testament is voor die dood en die opstanding van Jesus. Die Nuwe Testament begin met die opstanding van Jesus. Come on. Halleluja. Halleluja. Die Bybel sê so that you may prove what is the will of God. How do you prove what is God's will? By the word of God. Amen. Here help my vanaand. As amper soos die Griekse woord as jy hom gaan studie is amper soos 'n contraband. Contraband is wanneer jy by die lughawe is en die sakke vloei deur. Nee, nou vloei hulle deur die band, deur daai band. Alles wat verkeerd is, jy sit op een kant. Hoor jy wat ek sê die baas? Jy sit op een kant. How? By the word of God. Kom maar verduidelik dit. Kom maar verduidelik hom so. Kom verduidelik hom so. 2014 moet ek ons het nou begin uit met die onderpaste tipse leiding, die Joshua generation, né? En uit daai tyd ek maar nou net hier's Pastor Emilio, ek word voor die man van die Here gehoor. Hy was ons guest speaker altyd in Richie. Ek sou altyd net kom, dan kom praat ek voor die manne van die Here. Net 3 minute. Carlos, gaan sit dan. Hier's Boetie Jack, ons het een aan toe gele vir ek en Boetie Blue. Toe praat ons voor die man van die Here vir ons op bediening. Hy was my werk. Eendag is ek nou siek, maar hy sê, "Heer, wat gaan jy siek man? Die flu het my, wat gaan nie aan?" Heer, ek moet dan gaan praat, ek kan nie praat, ek lê nou nie beter, ek is net siek, ek kan niks maak nie. Weet jy wat gebeur die bares? Daar lees ek die woord van die Here. As ek die woord van die Here lees, deur God se woord gaan, kom ek by Lukas uit. Dit was Lukas 18 of 16 onder korreksie. Daar sê die Bybel sê, and Peter's body was caught with a fever. Sê die Bybel, sê the flu had a fever. And the Bible said, and Jesus stood over and rebuked the fever. And the fever left. Hear Amen. It's contraband. You prove what is the will of God.
Toe dat hy skrif lees, toe weet ek die wil van die Here vir my, as hy om siekte lê op hy opbreking. God se wil vir my is to bask in health. Halleluja. Dis hoekom sê deur sy wonde het haar Gods genesing gekom. Sickness is not the will of God for a child of God. Die Here God gaan nooit siekte gebruik om jou te punish nie. Die Here gaan nooit siekte gebruik om jou iets te leer nie. Siekte is uit die duiwel uit. Hy sê die demon gekom om te steel, te moord en te verwoes, maar ek het gekom om lewe te gee. So by God's word, I was able to prove the will of God over my life and rebuke sickness. En ek staan toe op en ek rebuke die siekte met die woord van die Here. And the fever left me. Vraag hoe die Jeno lekker te kan preek hy uit. Lekker geteach. Hy dit hoe teacher nou nog net toe preek ek die hoof. En dan kon die manne mes. Maar die skool sê die manne mee. Ja, het is maar gaan luister hoe weet die man. Ja, die manne lê van ag, ai. Was dankie Here. Amen. So this is how you create. Dis wat die Here sê seun, sit die tools in die mense se hande. Dis dinge wat die Here my geteach het from 2014 when I gave my life to Jesus in 2014. God taught me these things to change my own life. Dit iemand aan sy neighbor, the sword of Gideon and the sword of the Lord. Ons kom daarby uit. So number one, the first principle in creating your own. Die Bybel sê God framed the worlds. Die woord worlds as plural, worlds as aion. Kan iemand sê aion? Aion. And iemand sê aion? Aion. Aion means every one of us have our own world. Pastor sê eie wêreld. Ek het my eie wêreld. Hoekom is die kind so sy eie wêreld? Hy het 'n wêreld. Die Bybel sê God framed the worlds. Wêrelde. If you come into a Pastor Crystal world, you'll be met with musicians and music and songs. If you come into my world, it has to do with the preaching of the word of God. Amen. It has to do with teaching it. As ek kom in die church wêreld, sy wêreld is fashion designing. Sy wêreld is al die nice dingetjies, organizing. Sy wêreld is die prediking van God se woord. If you come into die Elo's world, his world is a musical world. Dit iemand aan sê jy jou eie wêreld. Ek wil die boodskap uitkry. It is your responsibility to frame your own world by the word of God. Amen. Verstaan die diepers? The Lord made you a creator. Number one, the first principle in creation is die nummer 1. Die Bybel sê, en dis wat word hovered over the waters. Wat is hover? Die woord hover daar die Griek is ragaf. Ragaf. Amen. Ragaf daar beteken vision, constant imagination of an outcome. Constant imagination of an outcome. Die Bybel sê, as a man thinketh in his heart. So easy. Hy sê nie so will he be nie, hy sê so easy. Kan ek hier gou sê, waar u nou is in die lewe, as gevolg van die denke. Die Bybel sê, so that things which are seen were not made of that which do appear. Alles wat u hier sien, kom hier uit die onsienlike. Die onsienlike dinge, as dinge soos gedagte, a thought is an unseen thing. But it has creative abilities. Oh, Here help me God. So when the Spirit of God was hovering over the waters, that was God the Father imagining the world. Hy sien hoe gaan die lig kom as blou. Daar gaan sterre wees. Daar gaan 'n groot stuk vuurbol wees en hom noem ons sommer die son. Daar gaan diere wees, mense. God started to imagine what he wanted. Dit iemand langs in die sin neighbor. Die rede hoekom jy hopeloos nou is because you've let go of your dreams. Dat iemand langs in die sê, keep the dream alive. Keep the dream alive. Wie kom as jy nie meer so bly soos jy was toe jy groot word? Toe jy groot word, toe jy a zest for life. Toe jy groot word, toe jy zealous vir die lewe. Toe jy groot word, toe sien jy uit van die lewe. Hoe jy was so hoopvol, jy het 'n lekker lewe gehad. Hoekom? Want jou hart was vol drome. Maar deur die lewe, toe jy deur die lewe gaan, toe stamp die lewe jou, toe stoot die lewe jou. En met die verloop van tyd, toe wat gebeur? Toe laat gaan jy van sekere van jou. Sommige van julle wat hier sit, jy het 'n droom gehad in jou hart. Die eendag as ek groot is, ek kom as 'n dokter. Eendag as ek groot is, ek kom as 'n fashion designer. And because life happened to you, you let go of your dreams. Maar die Here roep iemand terug vandaan. And God said me to tell you, neighbor, it's time that you get back to dreaming again. It is time that you lock yourself in a chamber, lock yourself in a room, and start dreaming again. Iemand langs in, say start dreaming again, start dreaming again, start dreaming again. Don't let go of your dream.
Here het 'n droom in jou hart gesit, Josef. Moet jy laat gaan van hy droom nie. Net omdat jy die dronk is, beteken nie jy gaan nie 'n prime minister word nie. Net omdat jy verkoop is deur jou broers, beteken nie jy gaan nie 'n prime. No! Keep the dream alive. Keep the dream alive. Keep the dream alive. Dink iemand langs jy nie en sê keep the dream alive. Keep the dream alive. Keep the dream alive. Get you meer joy because you stop dreaming. Get you meer vrede because you stop dreaming. Maar die Here roep jou vanaand en die Here sê keep the dream. Keep the dream. Dink iemand langs jy nie sê stop dreaming again. Amen. Gaan lees Genesis. Go read Genesis 24:63. Die Bybel sê Isaac went in the evening time to meditate. Waar het die man gaan mediteer? Hy was 40 jaar, hy het 'n vrou genodig. Loop Isak in die nag. Sy papa het hom die ding geteach, Abraham. Loop Isak in die nag. En hy imagine die tipe vrou. Die tipe vrou. Amen. And while he was busy meditating, while he was busy having this dream of the type of wife he wants, here comes Rebecca. Amen. Amen. On a camel. Wat is die camel? Die camel verteenwoordig jare. Endurance. Longevity. Dink iemand langs en hy sê, keep that dream alive. You can still be that actor. Keep that dream alive. You can still be that singer. Keep the dream alive. Voor Martin Luther King dood te gaan, toe skryf hy en sê, I have a dream. Dink iemand langs en sê, I have a dream. Al die goede wat Martin 'n droom oor gehad het, gebeur vandag in Amerika. Dink iemand langs en sê, I have a dream. And God is calling you back to dreaming. Kan ek jy sê? Die Bybel sê, they that wait on the Lord. Weet jy die Hebrew woord vir wait? Beteken to lift up your eyes and vision and have a vision. Lift up your eyes and see. Die profeet doen wat hy sê, I was sitting on my watch. To watch what, to see what they shall say unto me. Visions are God's languages. Those pictures that you get are God's languages. Amen. Hou op man, kom terug om te droom weer. Weet jy wat maak, ek is mos 'n kind wat van kleins af. Ek weet ek was baie weird van kleins af. Ek hou daarvan om te imagine. En ek het gedog ek is weird. Van nou dan kry ek sommer praat met myself. Eendag roep die onderwyser my aan gaan ag en sy vra toe vir my, as jy seker jy sou ry. Hy my kind was daar tog enigiets wat antie kan doen jy met praat hoor. Sy sê nie meer juffrou, sy sê nou antie. Amen. You are not weird. Dat was 'n jong mannetjie, wat daar gebly aan die plasse van Klekshoor. En elke middag, elke tyd in die klas, as hy weg, hy kyk deur die venster. Hy teken goede, strange goede op 'n plein. Spaceships. Hy teken van Mars. Amen. Spaceships, satellites. Buzz Aldrin en Neil Armstrong as sy rolmodelle, die manne wat op die maan geland het. Sy rolmodelle, en hy droom in sy hart. Kyk heeltyd deur die venster. Vandag is hy selfde mannetjie, hy selfde kind wat die onderwysers gedog het as deur mekaar. Hy is vandag die wêreld se rykste man, Elon Musk. Dat jy balans en sê, don't let go of your dreams, neighbor. Don't let go of those dreams. Your dreams are valid. Your dreams are valid. Die Here wil hê jy moet droom. Amen. Miles Monroe sê, hy sê die Here vir hom, hoe dink jy waar is die rykste plek op aarde? Hy sê, nee, daar is seker die diamond mines in Suid-Afrika. En die Here sê vir hom, nope, wrong. Hy sê, okay, die oliemyne dan, daar in Abu Dhabi hulle, in die middel is die Here sê, wrong. Hy sê nie vir die Here, waar is die Here sê, die rykste plek op aarde, is die graveyard. Is die graveyard. Dan by die graveyard, is hy 'n multi-billionaire wat in poverty gelewe het, wat hy sy drome gelaat gaan van 'n werk wat hy het. By die graveyard, was 'n fashion designer, wat sy drome gelaat gaan, wat iemand van gesê, hy is stupid. By die graveyard, is 'n Mother Teresa, wat ontslag geraak het van sy drome, because she stopped dreaming. Tik iemand aan sy keep the dream alive. Doen dit wat die Here gedoen het. Ragaf. And the second principle in creation, number 2 sê, and God said, let there be light. Let there be light. Amen. Ons kom nou. Tik iemand aan sy sê die swaard van Gideon. En die swaard van die Here. Sê die swaard van die Here. En die swaard van God.
En die swaard van Gideon, amen. Weet jy wat is dit? Ek lees eendag in Efesiërs 6. Hoor ek eendag die Bybel sê die swaard van die Gees, wat die woord van God is. Nee, een swaard, die swaard. Daar kom het by Hebreërs 4:12, hy sê, die woord van die Here skerp as 'n twee-snyende swaard. En nou maar ek vra myself, hoe die woord van die Here nou 'n twee-snyende swaard geword? Was dit in Efesiërs 6 net een swaard nie? How did it become a two-edged sword? En die Here bedien my die ding. Ek hou van Griek en Hebrew. Jy sien, Griek en Hebrew, die Ou Testament is geskryf in Hebreërs, die Nuwe Testament in Grieks. Soos as mense die diepe meaning van sekere goedjies wil kyk, dan staan die jonge daarin. Tot iemand aan sê dankie vir hy tip. Sê dankie Eagle vir hy tip. Halleluja. En my pa, ek staan nie toe sien in die Griek, die woord vir tong is stoma. Kan iemand sê stoma? Kan iemand sê stoma? Stoma means the edge of a sword. The edge of a sword. In other words, when God's word is placed upon your tongue becomes a two-edged sword. As God's woord op jou tong land, dan word die woord van die Here 'n twee-snyende swaard met creative abilities. Creative abilities. Hier kom die engel van die Here Gideon, die engel van die Here sê Gideon. And God started with the vision of Gideon. He said, thou mighty man of valor. Amen. The Lord had to start with the vision of Gideon. Because according to Gideon, ek is die swaard, ek kry swaard. En dit het in my pa sê, hy sê ek die armste. En die Here kom, die Here address Gideon's vision. Hy sê, Gideon, you are a mighty man of valor. Dit is so swak, soos wat jy sê en dink jy, as jy change your thoughts. Dat iemand aan sê, change your perspective. Baie van ons dink verkeerd rondom onsself. Ons dink verkeerd rondom ander mense. Ons dink verkeerd rondom die Here. Dat iemand aan sê, change the vision according. Change the vision concerning yourself. Abraham kry nie die ding. Die Here sê van Abraham, hy sê, Abraham, I have made thee pastors. I have made thee a father of many nations. Abraham kry nie. Die Bybel sê, die Here na so wat. Eendag van die Here. En die Here bring hom uit sy tent. En die Here sê van, start dreaming. En die Here wys hom die sterre. Amen. Die Here sê vir hom, sê jy die sterre, jou sak kom so. Sê jy die sang van die see, jou sak kom so. And God had to give Abraham a picture, so that Abraham can begin to dream. Can begin to dream. Hy is 80 jaar. Hy sê hoe kry sy servants kinders. Hy train die mannetjies. Hy het nog geen kind nie. But God gave him a dream. Elke aand as die mense stap, kom Abraham met sy tent uit. Dan kyk jy die sterre en sê, daar is my kinders. Een van hulle se naam is Isaac. Een van hulle se naam is Jacob. Ek sê vir Ishmael, ek sê vir David. En Abraham started to dream. Because God gave him a mental picture. Dink iemand as hy sê, droom. And God had to address the vision of Gideon. Say, Gideon, you are not as weak as you think you are. You are a mighty man of valor. Dink iemand as hy sê, you are mighty. Say, neighbor, there's more to this. Change your vision, man. En die tweede ding wat die Here adres as sy speech. As sy speech. En Gideon kry dit toe in chapter 7 kom en hy sê, die swaard van die Here. En die swaard van Gideon. Die woord confession in die Griek is homologia. Homo means the same, logia means speech. Amen. Weet jy wanneer werk feit? Feit werk wanneer jou speech saam met die Here se speech meng. Wanneer jy dieselfde ding praat wat God praat. Amen. Birds of the same feathers flock together. Hallelujah. Hallelujah. En so hier sit ek nou. Ek het 'n probleem gehad, 'n helse probleem. Daar's my by kan vir u sê. My eerste probleem in die lewe was, nommer 1, I had a very low self-esteem. Baie lae selfbeeld van myself gehad. My visie was verkeerd rondom myself. Ek kon nie voor mense staan en praat sonder om te huil. Ek kon nie voor mense staan en praat sonder om insecure te voel. As ek voor die mense voel, altyd iets is verkeerd. Aan my wat die uit is aan nie. I had a very low self-esteem. Amen. A low self-esteem. En eendag kom die Here my uit die woord en ek lees die Bybel. Die Here praat met my deur sy woord. En hy sê, gaan die wêreld heen en verkondig evangelie. Ek sê, nee, dat kan nie. I cannot even speak in front of people. I have a low self-esteem. I can't even start a conversation with people. I have a low self-esteem. Ek kan niks maak nie. En dit is 'n pynlike ding in my hart. Net eendag kom ek by die skrif en hy skryf
change my hele lewe. Amen. En dan kom ek by die Bybel in Joel, ek lees Joel 3:10. Hy sê, beat your plowshares into swords, your pruning hooks into spears. Hy sê, and let the weak say, I am strong. Let the weak say, I am strong. Toe ek daai ding lees in die woord van die Here, toe lyk dit hy skryf spring uit die Bybel uit in my gees. En elke dag as ek opstaan en hy nou selfversteem, dan staan ek op en gaan ek speel, toe dan kyk ek my in die speel, dan sê ek myself, I am strong. I am strong. I am strong, hallelujah. I am strong. Elke dag remind het my. As die low self-esteem net wil opkom en ek wil swak voel, dan ruk ek aan uit, dan sê ek myself, Rello, jy is so swak, soos wat jy dink jy is. You are as strong as what the word of God says. Ek het nie met Vita gekom om te praat, maar die Here sê met jou sê, yes baby, you are all that. Miskien is daar mense wat sê, oh you die fly girl. Yes, you are that fly girl. Miskien is daar mense wat sê, jy dink jy is die, hallelujah. Dink iemand langs jy die, sê, I am strong, I am strong, I am strong, hallelujah. Eendag lees ek die dictionary kom ek kry 'n woord orator. Die woord orator beteken excellent public speaker. En ek eet hy word elke dag so opstaan. Ek sê, I'm an excellent orator. I'm an excellent orator. As ek in die skool uitkom, hardloop ek veel toe gaan staan ek op die muurshoop. Dan sing ek hoe preek ek in Johannesburg. Ek sing hoe preek ek in die Kaap. Ek sing hoe preek ek in ander plekke. Ek maak my mond toe, dan preek ek van die gras. Ek preek van die gras. Ek preek van die ander muurshope rondom my. En ek begin sien die ding. En ek sê dit. En hoe meer ek het sê, hoe bou die Here my conscious. Hoe meer ek sê, hoe bou die Here my conscious. And I kept on pumping. En ek sê myself, I am strong. Hallelujah. Don't give a answer and say, neighbor, you are stronger than what you think you are. You are more powerful than what you think you are. Don't give a answer and say, I am all that, I am all that, I am all that. Die Here leef my klop aan en goed op. Eendag as ek deur Genesis lees, daar sê 'n pastor, die woord van die Here sê, elke tyd as God iets gedoen het, nee? As die Here dit las, die Bybel sê dan stap die Here terug en sê die Here, this is good. Die is goed. As die Here klaar ding gemaak het, dan staan die Here terug en sê die Here, this is good. Amen. Van nou af wil ek jy met jou lekker maak man. Trek jou lekker aan, vat jou lekker aan. Dan staan jy voor hy lang speel en sê jy speel. This is good. This is good, hallelujah. Dat die balans en die sê, neighbor, this is good, hallelujah. This is good, hallelujah. Sê neighbor, kyk die eye candy. This is good. Die probleem van sommige van julle is, julle mag ander mense moet profeteer oor julle. Julle mag ander mense met jou sê, hoe jy is, hoe mooi jy is, hoe kwaai jy is. Begin met jou self te praat. Van die woord van die Here, sit dit op jou tong, dan praat met jou self, halleluja. Elke nou en dan draai jy net so dat jy sê, hey, dis een naakentje dis een klaarman die, halleluja. Dink die balans in die, sê, start speaking to yourself. Die swart van die Here, en die swart van Gideon, deel op Godse woord, en spreek aan gande jouself. Staan op 12 in die nacht, dan verklaar jy Jeremia 29:11 voor jou lewe. Verklaar dit voor jou lewe, dit die balans in die, en sê, this is good. En die man van die Here kom en sê, ja, wie die meisje? Die meisje kan sê, wie man van die Here? Jy kan nie verstaan nie, ons het so niks, ons het redder daar niks. Wie mas ek altyd nou na so dorp toe gaan, en ek loop en so, hy meisje kan ons, Allah kan een mens so leerlikheid, hy is redder van goede hartige kind, wat so goed. Sy sê, nee maar weet jy, as ek altyd dorp toe stap, die mens het een manier wat hulle mens so leerlikheid, en ek like het nie. Amen. En net as van die revelation in, en sy word gesê, darling, het jy gesien wat gebeur as jy die son kyk? Het jy gesien wat gebeur as jy die son kyk? As jy die son kyk, jou oor skoon, nee, jou oor wat so klein soos met die eerloos oor. Amen. Jou oor skoon. Amen. As jy lekker speel, dan maak jy die oor skoon. Halleluja. As jy die son kyk, jy moet jou gezicht trek en jou oor wat klein, jy trek jou gezicht aan die sonse strale. Hier kom Jesus, hy maak het probleem, hy sê, julle is die lig van die wereld. En sy word verduidelik en gesê, darling,
Die mense kyk jou nie lelik as jy verby hulle stap, omdat hulle jou nie like nie. Die mense kyk jou nie lelik, omdat jy maak as 'n visie. Nou, hulle het nie 'n ander rede nie. Jy is die lig van die wêreld. So elke keer as jy jou bietjie navat, en jy trek bietjie daai hakke aan, en jy stap so bietjie die straat, al het jy niks nie, hulle moet jou lelik kry. Hulle moet jou lelik kry. Weet jy wat kyk hulle jou lelik? Because you are the light of the world. You provoke a reaction. Think the neighbors and neighbor, I provoke a reaction. Hulle moet jou so kyk, want weet jy hoekom? Jy dra die lig van God. En die guns van God is oor jou lewe. En die bishop sê, een van die rede hoekom hulle jou so kyk, as van gisteraand toe jy slap, toe dood hulle jou doodmaak. Hulle wat jou doodmaak. Die oggend toe jy opstaan in die straat kom, toe vra hulle mekaar, jy lewe die ding nou nog. Lewe die ding nou nog. Ja, die ding lewe. En die genade van die Here is op die ding. Die salwe van die Here is op die ding. Die guns van die Here is op die ding. Dat iemand langs aan die, en sê, I am highly favored, I am highly favored. Dat iemand langs aan die sê, I am anointed. En die Here deel met die vision van Gideon. Ek maak klaar met bene. Kom ek sit die foon af. Ek sit die foon af op die Gideon, maak klaar. Die belangrike ding wat my raak van die tekst, die Here kom Gideon toe. Die Here sê vir Gideon, Gideon, gaan na jou eie krag. Gaan na jou eie sterkte. Dit die balans en die sê, go in, dis die mind. En nou sê ek wat het sê die Here sê dit. Nee, die Here sê dit. Hy sê, go in, dis die. Go in, dis die mind. As fijn as 'n mens opkom, en jy leer van ander mense af, en jy doen die ding soortgelyk soos die mense, is fijn. Ons almal leer dat. Amen. Dis die beginfase van leer. Maar hier kom die Here sê vir Gideon, Gideon, moet my nie vertel van die miracles wat jou oupa hulle gedoen het onder die Ou Testament. Hy sê, Gideon, go in this thy mind. Dat wil iemand langs en hy sê, go in this thy mind. Sê, go in this thy mind. Die rede hoekom sommige van ons nie kan function en dit wat die Here ons ingeplaas het, is van ons wil te veel soos mekaar wees. Ons wil te veel invit. En kom ek verheid dat sien, die bishop het aan ons ingedrul. People hate difference. Mense hou nie van difference. Die mannetjie met die grootste kop in die klas word gekoggel want hy is different. Hoor al lag hulle. See, people don't like difference. As iets different is, hulle vrees. Hulle vrees. But God never called you to fit in. God called you to stand out. Bishop T.D. Jakes noem die ding, hy sê, God made us living stones. Peter sê, we are the lively stones. Hy sê, God didn't say we are bricks. He said we are stones. Die probleem van 'n briek is, 'n briek lyk dieselfde. Hy dieselfde tekstuur, dieselfde kleur, dieselfde alles, maar nie 'n steen. As jy nou gaan kyk die klippe, jy kry 'n wit klip, jy kry 'n rooi klip. Jy kan die Here sê we are lively stones. So I've come to speak to young people in this place. Net omdat jy nie kan so mooi sing so Suster Christel of Pastor Christel, beteken nie die Here het jou geroep nie. Net omdat jy nie kan so hard en so mooi preek soos Broer Rello of Pastor Milio nie, beteken nie die Here het jou nie geroep nie. You need to learn to thrive in your difference. Hulle hoor nie wat ek sê nie. Dit die balans en hy sê, go in this time man. Hou op en wees soos 'n ander man. Hou op en wees soos 'n ander suster. Die Here roep jou vanaand in jou eie authentic self. Die Here roep jou authenticity. Die Here roep jou uit te staan. Oh, Here, help my vanaand. Ek sê, it's time that you believe in your difference. It's time that you believe in the gift and the calling that God has given to you. Kom ons staan. Ek is klaar. Iemand wat kan sluit. Ek maak dit sluit af. Die swaard van Gideon en die swaard van God. Ek het nie geweet dat die woord van die Here moet gebruik word. Die woord van die Here moet gedoen word. Hy sê, wees daders van die woord. En nie net mense wat dit hoor. God's word is to be practiced. Dink jy maar sê, I am a word practitioner. Sê, I am a word practitioner. Ek gaan nou vir die bishop hier van die oggend te kom. Sê, I am a word practitioner. God's word, beloveds, is for doing. God's word is for creating. You need to use the word of God in your own life to create the future you want. Die Bybel sê Jesus en die Vader sit
Hoekom sê die Here? Want die Here jou alles gegee wat hy moes. Jy nodig niks van die Here af. He gave you his word. The word that creative potentialities, creative potentials. You need to learn to use the word of God to form your own life. En na die Here my uit die low self-esteem my bring, sister Sissie. Sukkel ek eendag om by die varsity in te kom, en maak jy skoolklap 2017. 2018 is ek net by die huis. En ek word lelik depressed, want die varsity wil my nie aanvaar, die varsity het my een keer gereject. Ek apply weer, einde 2018, en die varsity reject my weer. Hey joh, ek het 'n droom, ek wil onderwyser wees. Amen. Ons gaan met die 19 doen, begin van die jaar apply weer, daar reject die varsity my. 3 keer reject die varsity my. En ek gee op die droom wat ek in my hart gehad het om onderwyser te word. Because of life circumstances. En dat is wat baie van ons doen. You let go of the dream. Soos Gideon. God called him as a mighty man of valor. But circumstances made him to conform to the present circumstance. Amen. Tot your neighbor say, neighbor, don't say what you see. Say, speak what you want to see. Yeah. Say, don't say what you feel. Say what you want to feel. Amen. En as ek is net by die kry toe werk by ons by die GWK en ek werk toe daar so. Eendag kom die onderwyser met 'n onderwyser, 'n onderwyser kom met die teksie. En hulle skryf die teksie. Sê jy, ons het gesê julle was te lam op skool. Julle is nog nêrens nie. En die rede hoekom hulle dit sê is want by die werk waar ek werk, ons werk met die meele. So jy moet met vrye klere gaan, jy gaan trek jy overall oor aan. Especially in die winter, ons het in die winter begin. So die klere wat ons aan het is vir die stekkies is geskeur. And they judge us because of our present looks. En hy dink slaan my, hy dink maak my seer. Amen. Ek wil toe opgee en gaan huis toe by die huis kom en die Here sê vir my seun, hoe het jy uit low self-esteem uitgekom? Ek sê die Here, dit dat deur u woord. Die Here sê nou, why don't you apply the same principles? En van daai dag af begin ek toe weer te droom. Ek sien my by die universiteit, ek sien hoe studie ek. Amen. En die tweede ding wat ek doen is ek spreek het. Speak it into existence. Sê neighbor, speak it into existence. Amen. Ek spreek het. En ek spreek het. Sê, I am a Soulblight University student. Ek sê dit aanhoudend. Ek sê dit. I went so far, toe gaan ek Facebook se bio, toe ek change my bio. En ek sê, sit daar diep. That's what Soulblight University, past tense. Because when God came to a barren Abraham, he addressed him as father of nations. He said, Abraham, I have made thee a father of many nations. He's 75. Droog, as jy 'n kind die niks, die Here sê vir hom, ek het jou gemaak. Die Bijbel sê, God speak those things, he calls those things as though they were. Amen. Call it those things which are not as though they were. That's what God does. Dankie Boetishali. Amen. God calls those things which be not as though they were. En ek staan op en ek spreek die ding in existence, ek change my by jou. En ek sê daar so, vertrou die Here. Amen. I speak it and I speak it. September maand, Augustus, begin ek weer te apply. Because the dream started to come back alive. En ek kry weer my 60 en ek apply weer. En ek stuur dit in. Amen. En ek vraag toe die selfde oom so. En hoe lang gaan dit vat my oom? Hy sê nee, 8 weke. Ek sê nee, is reg en ek loop toe weer. Ek het opgegee op die droom. En gaan weer die Here se woorde apply. En ek loop toe. Die was toe dit so werk dan nog by die werk. Eendag bel my mamma sê, "Hey, was 'n e-mail, die e-mail gekom hier van die varsity af." Ek is weer so misboedig ding dat hulle nou al 3 keer vir my so geverloon. Dus hy beter as vir Jesus verloon. Maar ek het nie gewaar nie, I keep the confession. Sê neighbor, keep the confession. Nee, altyd is ons op die varsity ry en my pa kom preek in Kimberley hulle. Ek wil eens die varsity sien nie. Ek draai my sommer om en sê die Holy Ghost, confess! Amen, ek voel nie lekker die, hulle het my seer gemaak. En sê die Here, confess. Ek vraag die Here, hoekom hulle confess as ek voel? Hy sê, we walk by faith and not by sight. Wat is sight? Sight is sensory perception. Dit wat jy kan sien, dit wat jy kan voel. Die Here sê, as 'n kind van God, jy moet nooit gaan based op wat jy voel en sien nie. Jy gaan based op wat jy glo. Sê neighbor, I am not moved by what I see. I'm moved by what I believe. And I said it not because I felt it.
I said it not because I saw it. I said it because I believed it. I said, and I mas moedig het sê, hy moet so plek in die university. Sê hy, wat jou reg en sê die ding reg, sê die Holy Ghost my. Sê I'm so plek university sê, wil jy die wasse te kyk hier. En so sê ek. Toe ek by die huis kom, die brief oopmaak, binne die wasse, die vandag staan ek as onderwyser. Halleluja.